Toe ek nou vanmiddag daar stop, kyk ek so in en toe skyn die son so hier deur en ek het 'n foto geneem, so ek sal hom op die groep sit. En dit was net vir my 'n baie emosionele oomblik om te besef dit wat Christus vir ons gedoen het. En ek stop elke Sondag daar en ek sien elke dag hierdie kruis, of elke Sondag althans. En dit wys net dat ons gaan so deur die lewe dat ons baie keer God mis in die alledaagse goed, in die klein dingetjies, dat een oomblik wat jy sien hoe die son hierso val en weet dat Christus skyn oor ons en hy is so helder soos die son en dat hy sy lewe vir ons gegee het, dat hy die kruis gedra het, dat hy die doringkroon op sy kop gehad het en dat ons as nietige mense die geleentheid het om voor hom te kan kom buig, om ons harte voor hom te kan kom oop lê, dat Jesus Christus, dat hy op die regte tyd gekom het, soos wat dit deur God die Vader bestem is, dat hy sy lewe vir ons gegee het, dat die Hebreërs vir ons sê dat Christus nie sy koningskap of sy koninklikheid te groot geag het om mens te word nie. Dat hy 'n mens geword het soos ek en jy. Dat hy volledig 100% mens was en dat hy 100% God was. En dat hy deur dit die vermoë gehad het om al ons sondes te vergewe. Om ons 'n nuwe begin te gee. Om ons 'n geleentheid te gee om gered te word, om kinders van God genoem te word. Dat hy die evangelie gebring het van redding. En dit is verskriklik om te sien wat besig is om in die wêreld te gebeur. Om te sien dat waar Christene bymekaar is en 'n mens het hierdie goed gesien in lande wat ongered is, waar daar 'n klein groepie Christene is, dat terwyl hulle 'n erediens hou, dat mense van die straat af ingestorm kom en oor 'n politieke ding. 'n Mens dink dit gebeur in lande soos China of Iran of Afghanistan of enig van daai plekke. En dan gebeur dit in 'n land waar daar vryheid van aanbidding is, in Amerika. Dat dit gebeur dat jy sien hoe mense angsbevange is. En dan begin ek wonder, waarheen is ons op pad? Wat lê vir ons voor? Want ons het die geleentheid om hier vanaand te sit met oop deure, sonder om bekommerd te wees, sonder om te worry oor wat gaan gebeur. Waarheen is die wêreld op pad? En in 'n wêreld wat so de mekaar is, het ons nodig dat ons voor God kom en ons lewens voor hom neerlê. Ek dink nie die groter meerderheid van mense wat in kerke sit, besef wat besig is om te gebeur nie. Dat die skeiding tussen lig en duisternis word net al hoe groter. Dat die mense wat deel is van die lig, word al hoe minder. En daar's 'n groot gedeelte van mense wat in die middel is, wat lou is, wat nie 'n besluit maak teen of vir Christus nie. Wat my verstom het, is dat te midde van daai aanval, wat daai dominee beleef het, het hy vir hulle gesê, dit wat julle doen, is afskuwelik, want ons is hier om Jesus Christus te aanbid. En toe sê hy vir hom hierdie woorde, Christus is die hoop
vir hierdie stad en vir hierdie land. Wat 'n testimony. Hoeveel mense sou gesoog het as 'n ou met 'n kamera en 'n mikrofoon voor jou kom staan en jou aanvat oor 'n politieke saak? Hoeveel mense sal vandag bereid wees om op te staan en te sê, maar hier aanbid ons Christus en Christus is die hoop vir Suid-Afrika. Christus is die hoop vir ons gemeente. Christus is die hoop vir ons gemeenskap, vir ons families, vir ons gesinne, vir ons lewens. Dis al hoop wat ons het. Daar's niks anders waarop ons kan hoop as Christus nie. En dat ons die geleentheid het om vanaand voor hom te kan kom en te kan hoor wat hy vir ons wil sê uit sy woord uit. En dat ons die geleentheid het om hom te kan aanbid in vryheid vir nou. In vryheid en om 'n geleentheid te gebruik om te kom bid voor Jesus Christus, wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde. En dit is net, as jy sien wat mense se reaksie is op dit wat gebeur het, dan is dis so duidelik soos daglig, wie volgelinge van Christus is, en wie nie. En dit sal al hoe duideliker word. Daarom is dit nodig dat ons in verhouding met God is, dat ons elke dag sal bid en ons lewens aan God opdra, bid vir ons land, bid vir ons leiers, bid vir ons regering. Al is dit hoe moeilik, ons moet, want ons hoop lê nie in mense nie, ons hoop lê in God, wat dinge kan verander, wat dinge kan nuut maak. Dis nie mense wat dit gaan nuut maak nie. Dis nie mense wat dit gaan verander nie. God gaan dit verander. Want God gaan werk in mense se harte, maar dit kan verander. Maar dit is ons verantwoordelikheid as Christene om te kom bid vir dit wat besig is om te gebeur. Bid vir ons land. Bid vir ons regering. Bid vir die mense wat die woord verkondig. Bid vir krag en om te kan weerstand bied teen dit wat vir ons voorlê. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie Here dat ons kan weet dat U in beheer is van alles. Dat soos wat die son vanmiddag op hierdie kruis geskyn het, Here, dat ons kan weet dat U lig skyn in die duisternis en daar is niks wat dit kan uitdoof nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Dat ons lewens in U hande is. Dat ons hoop lê nie in mense nie. Ons hoop lê in dit wat U ons beloof. Dat U ons God is. Dat U ons liefhet. Dat U na ons kyk, dat U beloof dat U ons nooit sal verlaat nie. Dat U altyd by ons sal wees. Dat ons altyd in U teenwoordigheid sal wees. En wanneer ons vanaand in hierdie boodskap aangaan, Here, dat ons sal bid dat ons sal spreek en dat ons gestrek sal word en geleer sal word wat dit beteken om U naam aan te roep. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So die eerste deel het niks te doen gehad met my preek nie, of die boodskap nie, so by the way. Maar wanneer ons bid, dan dink ek baie keer is ons gebede baie veilig. Kyk, as jy nou hier uitgaan vanaand, nee, en jy gaan nou ry nou Bloem toe en jy gaan daarna 'n groot charismatiese kerk toe. Kyk, hulle sê, Here, doen dit en bring dit en stort die Gees uit en jy weet, hulle roep hier by ons is dit baie veilig, hè? Bid saggies, hè? Vir onsself, kan nie voor mense bid nie. Weet, ons bid so saggies in ons hart. Ons bid tot die Here wanneer ons sy hulp nodig het, want
Die toets waarvoor ek moes geleer het op skool, het ek nie so, dan sê hulle, jy moet mos met jou boek onder jou kussing slaap. Dan sal jy die volgende oggend sal jy wakker word, en dan weet jy alles, dit werk nie. En gebede help ook nie, as jy nie self voorbereiding gedoen het nie, né? Jy moet jou kant bring. En ons bid vir dat die Here ons altyd by ons moet wees. En hy beloof ons, hy sê vir ons in sy woord, hy sê, ek sal altyd by julle wees, ek sal julle nooit verlaat nie, maar ons bid, Here, wees met ons. Want dit is 'n maklike gebed om te bid. En ons bid vir die kos. Ons moet bid vir die kos, want Jesus het ook gebid vir die kos. En die gebed vir die kos het jy by jou pa geleer, wat dit by sy pa geleer het, wat dit by sy pa geleer het. So, dit kom so af met die afstammelinge. Presies dieselfde rympie oor en oor. Behalwe as daar Nando's of KFC is, né? Dan moet ons bid, want dit is dan 'n verskriklike voorreg. Maar ons gebede is so geïnhibeerd, so veilig. Terwyl die woord van God vir ons sê, wanneer ons volgelinge van Jesus Christus is dit alles behalwe veilig. Dan moet ons boldness hê. Ons moet bereid wees om op te staan. Ons moet bereid wees om te hoor wat God vir ons wil sê. En dat ons hierdie gebed sal bid om te sê, spreek Here. Praat met ons. Sê vir my wat om te doen. Praat met my. En die gedeelte wat ons gaan lees vanaand is uit 1 Samuel hoofstuk 3. In 1 Samuel hoofstuk 3 lees ons van Samuel. Dis hoekom dit 1 Samuel genoem word. Ons lees van Samuel. En Samuel, sy ma, het beloof dat as God vir haar 'n kind gee, dat sy hom aan hom sal teruggee. En dis die enigste kind wat sy gehad het. En sy het hom aan die Here teruggegee soos wat sy beloof het. As die Here aan haar behoeftes voorsien. Nie die vlak gebede nie. En ek sê nie daar is iets daarmee verkeerd nie, maar daai diep gebed om voor God te gaan kniel. Want toe die priester na haar toe kom, toe sê hy vir haar, die priester Eli, hierdie ene, sê vir haar, is jy dronk? Toe sê sy, meneer, dit is nog nie eens 9 uur nie, alsowel dit vir party mense geen verskil maak nie. Maak nie saak hoe laat dit is nie. Maar, sy het vir die Here gebid, want sy kon nie kinders kry nie. En sy het geweet sy kan nie kinders kry nie. En sy het geweet dat mense haar spot. En dat sy op haar knieë gegaan het en gehuil het en haar begeerte aan God uitgestort het, dat as God haar gebed verhoor en vir haar 'n kind gee, dat sy dit vir hom sal teruggee. En hierdie is daai kind. Samuel. Samuel was omtrent 11 of 12 jaar oud op hierdie stadium wat hierdie gedeelte geskryf is. En hy het in die tempel gewerk, en ek dink nie hy het al alles geweet nie, maar hy het saam met Eli gewerk, en die van julle, wie het jy al gehoor van Eli? Nee? Die wat van julle wat sy storie ken, is dat Eli was die hoëpriester. Hy en sy seuns het in die tempel gewerk, maar hulle het gemaak net wat hulle wil. En hy het niks daaraan gedoen om dit te keer nie. Hulle het die offers wat hulle voor die Here moet bring, die vuur wat hulle voor die Here moes gebring het hulle ontheilig, hulle het gesteel van die volk. En nie net was hy skuldig daaraan nie, hy het sy seuns toegelaat. In plaas daarvan dat hulle die mense na God toe trek, het hulle die mense weg van God afgetrek. En dan lees ons in 1 Samuel, dan lees ons dat Samuel het in die aand geslaap en dan hoor hy die stem wat hom roep en dan staan hy op. En dan gaan hy na Eli toe, dan sê Eli vir hom, nee, was ek nie. En dan het die tweede keer gebeur. En die derde keer, toe sê Eli vir hom, dit is die Here wat jou roep. En as God jou weer roep, sê net, spreek Here. Vers 6 tot 7 sê, die Here het weer na Samuel geroep, en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep.
Toe sê Eli, my seun, ek het jou nie geroep nie, gaan lê maar weer, maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige keer geroep, Samuel, Samuel, en Samuel sê, praat Here, u dienaar luister. Ander vertaling sê, spreek Here, u diensknegt luister. Daai gedeelte wat sê, die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep. Wanneer God mense roep, wanneer jy hierdie gebed bid, van spreek Here, moet jy een ding baie mooi verstaan. Dat die opdragte wat God gee, is nie altyd maklik om uit te voer nie. Is nie altyd maklik om te doen wat God van ons verwag nie. Soos byvoorbeeld, die Here het vir Noag 'n opdrag gegee, om al 'n ark te bou, om al die diere bymekaar te kry en hulle in die ark in te kry. Hy het nie vir die Here gesê, ek sal dit na ete doen nie, want dit is maklik nie. Hy het 120 jaar aan die ark gebou, mense het hom gespot, hom name genoem, vir hom gesê hy is belaglik, maar hy het gedoen wat God gesê het hy moet doen. Dit was geen maklike opdrag nie. Die Here sê vir Jona, gaan na Ninive toe, gaan sê vir die mense, goddeloos, sondig, pervers, mense wat Jona gehaat het. En die Here sê vir hom, gaan na die mense toe, en gaan sê vir hulle, dat ek hulle gaan vernietig. En toe is Jona op 'n boot, en toe is Jona in 'n vis, en toe uiteindelik toe gaan hy. En al wat hy gesê het, is hy het gesê, kom tot bekering, julle gaan almal doodgaan. En hulle is in sak en as en die Here red hulle. Geen maklike opdrag nie. Die Here sê vir Maria, jy gaan swanger word en jy gaan 'n kind hê. Maar hier is jou go-to line, dis nie Josef se nie, dis die Here se. Okay, wie gaan daai glo? As jou tienerdogter by die huis kom en sê sy swanger, en sy sê vir jou, nee, dis die Here se kind. Niemand gaan dit glo nie. En jy's jonk, jy's ongetroud, maar jy het gesê, Here, ek is u diensknegt, ek is tot u beskikking. Die opdrag wat God vir ons gee, is nie altyd maklik om uit te voer, om te doen nie. Die opdrag wat God vir jou gaan gee, wanneer jy hierdie woorde bid, gaan jou geloof toets en dit gaan jou uitdaag. Dit gaan kyk hoe lief jy regtig waar vir God is. En wat hy gaan doen in jou lewe. Hy gaan jou strek, hy gaan jou leer, hy gaan jou vertroue toets. Wanneer jy vir die Here vra, spreek Here, want u diensknegt luister. En Samuel het die woord van die Here gehoor, en hier is wat God nie vir hom gesê het nie. God het nie vir hom gesê, jy gaan die grootste bediening in die wêreld hê nie. God het nie vir hom gesê, jy gaan 'n mooi meisie ontmoet en trou en kinders hê en 'n hond, want moenie 'n kat hê nie, alhoewel ek 4 het. Nie? En 'n hond en alles gaan lekker wees, en jy gaan 'n 6-syfer salaris kry, en jy gaan in 'n dubbelverdieping huis bly. Dis nie wat God vir hom gesê het nie. Wat God vir hom gesê het, was niks maklik om te doen nie. Wat jy moet gaan doen, jy is 11 of 12 jaar oud, wat jy moet gaan doen is, jy moet vir die hoëpriester gaan sê, julle sondig teen God, en jy doen niks aan jou kinders nie, en vanaand sal God jou 2 seuns se lewe neem. Maar meer as dit, hy gaan nie net hulle lewe neem nie, hy gaan jou nou ook vat. Ek meen, hê 'n bietjie respek. Ek meen, Eli is seker redelik oud, en jy is 'n 12-jarige, en jy hoor die eerste keer van die Here, en nou wil jy vir my kom sê, dat God ons lewens gaan neem. Maar weet jy wat? Eli het geweet dit gaan gebeur. Eli het geweet, dit is op pad, dat die oordeel van God, hy het geweet, hy is verkeerd. Maar nogtans moes 'n 12-jarige kind gegaan het, en hierdie woorde
vir iemand gaan sê. En wat ons moet verstaan is dat wanneer ons met God praat en vir hom vra om tot ons te spreek, gaan hy partykeer vir ons goed sê wat ons nie wil hoor nie. Maar dit is partykeer belangrik dat ons die goed hoor, dit wat ons nie wil hoor nie. En een ding van gebed wat ons moet verstaan is dat dis nie net 'n eenrigting gesprek nie. Dis nie net ons wat met die Here praat nie. Dis ook om te praat en om te luister. Om te hoor wat God sê. Maar ons wil die heeltyd hê, ons wil die heeltyd iets kry, ons wil die heeltyd hê God moet vir ons iets doen. In plaas daarvan dat wanneer ons tot die Here kom, dat ons ook moet luister wat hy vir elkeen van ons sê. Dat ons moet hoor wat God vir ons sê. En hoe hoor ons van hom? Die eerste ding wat ons doen is, ons word stil. Wees stil. Moenie angsbevange wees nie. Wees stil. Psalm 46 vers 11 sê, bedaar en erken dat ek God is. Kalmeer. Onthou, ons het gepraat oor wat God se wil is vir ons lewens. Toe sê ons, daar was van Paulus 2 goed. Die eerste ding is, hy was nie altyd seker nie, maar hy was nooit angstig nie. En dat God vir ons sê, dat wanneer ons tot hom nader, dat ons moet stil word. Kan jy onthou wanneer laas jy jou gunsteling seepie gebinge-watch het? Dis gebeur gewoonlik op 'n Sondagmiddag, of dalk op 'n Saterdag of 'n Vrydag aand. Binnelanders, enige binnelanders, Suidoosters, enige van daai goed, en jy lê daar, vir ure lank, en kyk na en jy eet jou popcorn en jy drink jou Coke. Of dat jy vir 'n uur lank 'n boek gelees het. Of dat jy vir 'n uur lank in die gym was. Of dat jy vir 'n uur lank gehikel het of naaldwerk gedoen het. Of wat ook al. En dink daaraan, wanneer laas het jy 10 minute in God se teenwoordigheid spandeer? En ek moet sê, ek is skuldig. Want in die vakansie, toe die kinders nie hoef skool toe te gaan nie, toe kon ek laat slaap. Nou dat die kind skool toe gaan, nou moet ek vroeg opstaan, en dan is daar nog steeds nie genoeg tyd nie. En daar is soveel goed wat deur die dag gebeur, dat ons nie tyd het om by God uit te kom nie. Die belangrikste persoon in ons lewens. Om te luister na dit wat God vir ons sê. Want hoe praat God met ons? Hy sê vir ons, of Jesus sê vir ons, dat ons moet stil word, ons kamer deur toemaak en met God praat. Moenie maak soos wat die Fariseërs maak en op die straathoeke gaan staan sodat almal kan sien hoe goed jy is nie. Maak toe jou deur, maak toe jou vensters en spandeer tyd met God. Spandeer tyd in sy woord. Want dit is die eerste manier hoe hy met ons praat. Hy praat met ons deur sy woord. Sy woord is lewend en kragtig en opbouend, en as jy vertroosting nodig het, dan is dit wat sy woord vir jou gee. As jy hoop nodig het, dan is dit wat sy woord vir jou gee. As jy alleen voel, dan sê sy woord vir jou dat hy is by jou, hy sal jou nooit alleen los nie. Sy woord inspireer ons, sy woord sny deur murg en been en openbaar goeders in ons lewens wat ons nodig het om te hoor. Hy praat met ons deur sy woord. Dat ons sy Bybel moet lees. Dat ons moet hoor wat hy vir ons sê. Hy praat met ons deur mense, deur 'n boodskap, deur 'n lied, deur 'n podcast, deur iets wat ons hoor. En hy praat met ons met die mense naaste aan ons. Ek sal dit seker nooit vergeet, menere, hoeveel keer het jou vrou jou eie woorde al teen jou gebruik? My vrou het baie. Want dan preek ek en dan kom ek by die huis en sê ek, die land en wat. Dan sê sy, maar jy het gesê 10 minute terug. Dan gebruik sy my preek vir julle teen my. Maar God praat met ons deur mense. Hy sê hy gebruik ons vriende om ons aan te spreek, om ons te vorm, om ons nader aan hom te kry.
Hy praat met ons deur omstandighede. Partykeer maak hy vir ons 'n deur oop en hy gee vir ons 'n geleentheid, ander keer maak hy 'n deur toe en hy beskerm ons. En dan kyk ons terug in die verlede en dan dink ons, as God dit toegelaat het, waar sou ek vandag gewees het? Hy praat met ons deur omstandighede. En hy praat met ons deur sy gees. Wanneer ons stil word, praat hy met ons deur sy gees. En sy gees is daar om ons te lei, om ons te vertroos. Want Christus het gesê, ek gaan weg, maar ek stuur vir julle iemand om by julle te kan wees, om julle te kan vertroos, om julle leiding te kan gee. En die gees van God kom in ons lewe in. En hy waarsku ons teen goed. Hy waarsku ons teen mense. Hy waarsku ons teen omstandighede. Dit is hoe die gees van God met ons praat. Hy praat met ons deur sy woord, deur mense, deur omstandighede, deur sy Heilige Gees. As ons net bereid is om stil te wees en te luister, maar ons praat die hele tyd. Dat God net iets moet doen. Die eerste ding is dat ons moet stil wees. Die tweede ding is dat ons moet gewillig wees. Gewillig wees om te doen dit wat God vir ons vra. Maar ons wil net die hele tyd hê dat die Here vir ons iets moet doen. En dan sê ons, Here, kan jy vir my dit doen? Jy kan die tyd vat, maar maak net gou. Want ons het dit nou nodig. In plaas daarvan dat ons moet stil wees en luister. Dat ons moet gewillig wees om te hoor dat God vir ons sê, dat my verhouding met jou is nie op die plek waar ek wil hê jy moet weet. Dit moet wees nie. Jou verhouding met jou vrou en jou man is nie op die plek waar ek wil hê dit moet wees nie. Jou verhouding met jou kinders is nie waar dit veronderstel is om te wees nie. Daar's 'n konstante bekleierery en dit is tyd om vrede te maak. Ons moet gewillig wees om te hoor wat God vir ons wil sê. Want hy sê vir ons in sy woord, ken hom in alles wat hy doen. En hy sal vir jou die pad wys. Hy sal jou paaie gelyk maak. Ons moet stil raak. Ons moet gewillig wees om te kan hoor. As ons nie in die verlede geluister het na hom nie, hoe moet hy vir ons die nuwe goed gee? Hoe moet hy vir ons iets nuuts wys? Jesus sê, as jy nie gehoorsaam is in die klein goedjies nie, hoe gaan jy gehoorsaam wees in die groot dinge? Dat ons moet luister na dit wat hy vir ons sê, dat ons gewillig moet wees om te hoor, om te breek met goed, om goed reg te maak. En die laaste een is dat ons gereed sal wees. Samuel het in daardie oomblik, het hy besef, dat dit God se woorde is. Maar hy was gereed om die boodskap te gaan bring. Hy was gereed om na Eli toe te gaan en vir hom te sê, dat dit wat jy doen is verkeerd in God se oë. Jy trek die mense weg van God af in plaas daarvan om mense na God toe te lei. Dat hy bereid was om te hoor, om te sê, wanneer hy sê, spreek Here, dat hy gereed was om te doen dit wat God van hom sê. En wat is dit wat God vir jou wil sê? En is jy bereid om te luister? Dalk is dit om iemand te nooi waarvan jy nie baie hou nie, om kerk toe te kom. Dalk is dit om vir die eerste keer voor mense te kan bid. Dalk is dit dat God dit op jou hart lê, dat dit die eerste keer is wat jy voor mense sal sê, dat jy glo in Jesus Christus. Dat jy nie 'n deeltydse Christen is. By deeltydse Christene is, as ek iemand bel, ja, hierdie land en dit, hallo, dis die dominee wat, goeie naam dominee. Geslaan met die heiligheid. In plaas daarvan dat ons sal opstaan en sê, maar weet jy wat, ek is 'n kind van die Here. En as ons 'n fout gemaak het en ons het dalk iets gesê wat ons nie moes gesê het nie, dat ons bereid sal wees om te sê, ek het 'n fout gemaak. En dit bely voor mense en dit te bely voor God. Miskien is dit dat God vir jou sê,
Jy moet iets begin wat jy nou al so lank al uitstel. Maar wat jy moet verstaan is dat wanneer jy vir die Here sê, spreek Here, moet jy weet, dat hy gaan jou strek. Hy gaan jou vertroue toets. Hy gaan wil weet, is jy ernstig oor dit wat jy sê? Of is dit maar net 'n gebed, want die dominee het een aand gesê, jy moet sê, spreek Here. Jy moet weet dat God vir jou goed gaan wys in jou lewe, wat jy dalk nie wil hê hy vir jou moet wys nie. En jy vra vir die Here, wys vir my daai een dingetjie wat ek verkeerd doen, en dan wys hy vir jou 10. En hy gaan ons toets, want hoekom doen hy dit? Hy wil hê dat ons nader moet kom aan hom, dat ons moet groei in verhouding met hom, dat ons sy kinders sal wees. Dis 'n gevaarlike gebed om te bid. Maar iets wat nog gevaarliker is om dit nie te bid nie. Om dit net te los, want jy kan die maklike pad kies, né? Ek sê vir mense, people always choose the road of least resistance. Vat die maklike pad. Dat ons dalk iets mis wat God vir ons wil sê. Dat ons iets mis dat God ons wil groei. Dat ons nader aan hom sal kom. Dat ons sy liefde sal ervaar, sy goedheid. Dat ons sal mis dit wat hy vir ons wil gee. Want God sê vir ons dat hy vir ons goed voorberei het, nog voordat ons gebore is. So is jy bereid om dit te bid? Is jy bereid om die Here te vra om jou bietjie te strek? En bietjie jou geestelike gymnastics te doen? Om te groei in jou verhouding met God? Om te weet hoe groot en lief hy jou het, maar ook om te hoor, waarvoor wil hy jou gebruik? Wat wil hy hê moet jy doen? Wat is jou plek in die koninkryk? Here ons God, so baie keer is ons geneig om al die maklike goed te bid. Maar Here, dit is my gebed, Here, dat U elkeen van ons ook sal strek om te sien wie ons is, maar ook om te hoor wat U vir ons wil sê. Wat U wil hê ons moet doen in die koninkryk. Wie moet ons word? Wie wil U hê moet ons wees? Ek bid, Here, vir hierdie gemeente en vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat hulle die vrymoedigheid sal neem om te kan sê, spreek Here, want U dienaar luister. Dat ons stil sal word, dat ons gewillig sal wees, en dat ons gereed sal wees om te hoor wat U vir ons wil sê. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Ons gaan 'n laaste lied sing, dit is lied 254. Ons gaan hom 2 keer sing.